Die pleitooreenkoms tussen Vusimusi Katmatlala en die staat is in die weegskaal. Die Madlanga-kommissie word genooi om die verdoofde misdaad-intelligensiehoof in die hospitaal te besoek. Goeienaand en welkom by ons bulletin op SABC2. Die pleitooreenkoms tussen die vermeende misdaadhoof Vusimusi Katmatlala en die staat hang in die weegskaal. Die spesialishoof vir handelsmisdade in Pretoria het bevind dat die ooreenkoms waar volgens Matlala 8 jaar tronkstraf opgelê word, onregverdig is. Matlala en sy regspan oorweeg Landros Ignatius de Pre van die Hof se teenvoorstel van 12 jaar tronkstraf. Lydens die oorspronklike ooreenkoms sou Matlala skuld beken en 'n korter tronkstraf opgelê word in ruil vir sy getuienis namens die staat. Hy het skuld beken op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwasery wat verband hou met die toekenning van 'n polisiekontrak ter waarde van R228 miljoen aan sy Medicare 24 maatskappy. The reason stated, I find that by taking all counts together for the purpose of sentence, a sentence of 15 years imprisonment, of which 7 years are suspended, resulting in an effective period of 8 years incarceration, is not just. Die hof se bevinding dat Matlala die baasbrein is van die omstrede kontrak, loop 'n swaarder vonnis volgens die Landros. These facts, as admitted by accused 1, 2 and 3, tell the story of a person possessed with a corrupt, deceptive and devious mind, capable of orchestrating a carefully planned criminal operation. Landros de Pre het die bewering dat Matlala berou getoon het, verwerp. While it is submitted on behalf of accused 1 that he, from the outset, came forward of his own accord to assist and disclose information relevant to other people involved in criminal conduct, he did so after being requisitioned to appear in this matter, as he was already in custody on another unrelated matter. Accused willingness to cooperate with the authorities followed only after his arrest and upon realizing the authorities were onto him. I am not persuaded that accused 1 and by implication accused 2 and 3 have genuine remorse. Die saak is uitgestel met 12 dae vir Matlala se oorweging van die nuwe vonnis. Indien hy dit verwerp, is dit die einde van die pleitooreenkoms. If this collapses, therefore, we have got to go back to square one and then continue with the prosecution of the people that are there and also then deal with the information that is there. Go and find more evidence because we cannot use whatever is in the affidavit. Die senior polisiebeampte, Brigadier Rachel Macheng, wat betrek is by die toekenning van 'n kontrak van R100 miljoen aan Katmatlala, is afgedank. Macheng het voor die Madlanga-kommissie getuig dat sy 'n liefdesverhouding gehad het met Matlala tydens die toekenning van die R228 miljoen kontrak. Sy is na 'n interne tugproses skuldig bevind aan veelvuldige gevalle van grove wangedrag. Macheng het voor die Madlanga-kommissie getuig dat betalings van Matlala geskenke van 'n geliefde was, pleks van omkoopgeld. Tydens 'n polisieverklaring is sy skuldig bevind aan onder meer geldwasery, oneerlikheid en onregmatige aanvaarding van vergoeding. Skuldig bevindings aan wangedrag spruit uit Macheng se optrede teen die belang van die SAPD. Daar is ook bevind dat sy finansiële voordeel wou trek toe sy 'n lys met besonderhede van polisielede aan Matlala oorhandig het. Die hoof van misdaad-intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, se regspan het die Madlanga-kommissie genooi om Khan, wat glo geïntubeer en onder verdowing in die hospitaal is, te besoek. Die uitnodiging is glo om bespiegelings oor die egtheid van die skietvoorval te verlê. Khan sou vandag voor die Madlanga-kommissie verskyn het. Volgens Khan se regsverteenwoordigers is Khan in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Both my attorney and I have had access to General Khan. He's not verbal at the moment. He's sedated. He's got tubes coming out of his mouth, abdomen. His doctors have restrained the number of visitors that he may receive. I've brought photographic evidence for the commissioners. And again, we invite the commissioners to attend at his hospital to satisfy yourselves as to his condition.
Alhoewel Khan nie voor die kommissie kon verskyn nie, het sy regspan 'n aansoek gebring waar hulle vra dat Khan in kamera getuig. Die kommissie het die vaagheid van die aansoek bevraagteken. Die kommissie het voorgestel dat die aansoek vandag aangehoor word of teruggetrek word. Now, what Commissioner puts to me is an election. Elect whether you are proceeding or elect if you're withdrawing. Yes. And I say to the Honourable Commissioner that I do not have a replying affidavit. Presently, I do not have a client that can instruct me further. And I'm asking for an indulgence to get back to the drawing board with my client if and when he becomes available. Na uitgerekte heen en weer is die aansoek deur Khan se regspan teruggetrek. Sy prokureurs is ook geroskam oor 'n media-onderhoud waarin advokaat Khan die dood van 'n ander getuie genoem het en gesuggereer het dat 'n aansoek wat voor die kommissie gebring is, uitgelek het. I unqualifiedly before you and the media say that that is not my instructions and that is most certainly not what I intended to communicate to the media with my attorney and family members of General Khan present. Thank you. May I say this then? If you are ever to make media briefings again, be careful of what you say and don't say anything that may tend to impugn the integrity of this commission. Die ondersoek word môreoggend om 9:30 hervat met getuie L wat in kamera gaan getuig. Die sogenaamde informant, Tumelo Nku, sal daarna in die getuiebank inskuif. Die polisiekommissaris in Gauteng, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê minstens 154 persone is gister in hegtenis geneem vir verskeie oortredings wat openbare geweld, plundering en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen insluit. Duisende mense in die provinsie het betoog teen ongedokumenteerde buitelanders. Strenger sekuriteit by landsgrense en die onmiddellike repatriasie van ongedokumenteerde buitelanders is geëis. We have seen in Ekurhuleni arresting 49, which is topping. Johannesburg 41, Sidiben 30, Tshwane 18, West Rand 16. We have accounted 37 incidents with 154 arrests. So it means people, even if they are warned, people they still commit these crimes. So we are on phase 3. You are forewarned again that anything which is unlawful, you're going to be arrested. We're going to add to these numbers. Geloofsleiers in Kaapstad sê daar is 'n dringende behoefte vir gesprekvoering in Suid-Afrika om ongelykheid te takel te midde van die regering se mislukte pogings om die kwessies aan te spreek. Verteenwoordigers van verskeie organisasies, waaronder die Wes-Kaapse Raad van Kerke en die Moslimregterlike Raad het in St. George's Kathedraal vergader na gister se landwyse betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Geloofsleiers sê mense aan albei kante van die migrasiekwessie moet 'n veilige ruimte hê om hul emosies en griewe te deel om so gemeenskaplike grond te vind na 'n pad na genesing. You know, we need to direct all of this legitimate frustrations and anger at the source, which is the government, you know, both national government, provincial government and local government. They have failed us. We are the most divided society. There's huge amounts of unemployment. 'n Beroep is gedoen vir respek en menswaardigheid vir die miljoene Suid-Afrikaners wat armoede en werkloosheid beveg. Dieselfde beroep is gedoen vir die duisende migrante wat die land onder moeilike omstandighede verlaat. By die kantore van die Departement van Binnelandse Sake in Epping word diegene wat nog op busse wag as 'n prioriteitssaak gesien. As elkeen iemand kan sien as my broer of my suster, iemand wat in nood is, dan moet ons weet hoe om reg teenoor mense, goddelik teenoor mense op te kan tree, want God het ons almal geskape en ons almal bereik 'n stadium waar ons afhanklik is van iemand anders, en dit is nou 'n tydperk waar ons Afrikaner broers en susters is afhanklik van ons as Suid-Afrikaners. Die geloofsgemeenskap glo dat die land se probleme op 'n holistiese wyse opgelos moet word. Sometimes the problem is not coming from the individuals, but it's coming from the system. It makes so difficult to give. There's cases that you have to
bribe before you get the paper. So if you don't have that money to bribe, it means you can never get the documents. Die geloofsleiers het besluit om in die komende dae 'n intergeloofsdiens te hou om vir vrede te bid. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Nuwe kabinetslede in Pretoria ingehuldig. Dit en meer nuus van die dag net na die breek. Bly by ons. Ons gaan voort. 4 kabinetslede is vandag deur president Cyril Ramaphosa by die Uniegebou in Pretoria ingehuldig. John Steenhuisen is ook nou die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging en die omstrede Dina Pule is as minister van Maatskaplike Ontwikkeling aangestel. No, I don't. Do you consider the oath binding on your conscience? Yes, I do. Pule is in 2013 tydens oud-president Jacob Zuma se administrasie afgedank. Die openbare beskermer het haar aan wangedrag skuldig bevind terwyl sy die minister van kommunikasie was, maar sy is nou as minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel. David Meinier sal ook die departement van bosbou, visserye en omgewing lei. Adjunkministers sluit in Jack Bloem vir die departement van water en sanitasie, Alexandra Abrams vir elektrisiteit en energie en Yusuf Kassim vir hoër onderwys. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. In die aanloop toe die plaaslike regeringsverkiesing praat ons op Woensdae met die verkiesingskommissie oor hulle voorbereidings en die gereedheid vir die verkiesing in November. Nou vir die volgende 2 weke tussen 6 en 16 Julie sal die OVK landwyse werksessies in al die 9 provinsies aanbied om geregistreerde politieke partye en voornemende onafhanklike kandidaate by te staan om hulle benoemings vir die verkiesings betyds te kan indien. Die Weskaapse kiesbeampte Michael Hendricks sluit nou by ons aan en baie dankie vir jou tyd vanaand. Weer eens Michael, wat is die proses vir kandidaate om benoem te word? Goeienaand, ja, die proses is, u kan of plaaslik by die plaaslike kantoor van die OVK u vorms indien, of u kan op ons stelsel ingaan. Ons het 'n stelsel wat ons daar oopmaak vir enige kandidaat, die party of 'n onafhanklike, dan kan hulle self help op ons stelsel om hulle nominasies in te kan dien. Daar is natuurlik sekere vereistes wat moet nagekom word. Maar die proses, Michael, vir 'n onafhanklike kandidaat werk egter heeltemal anders. Verduidelik vir ons? Ja, kyk, met 'n onafhanklike, moet die onafhanklike persoon, natuurlik alle kandidaate moet 'n kiezer is van die munisipaliteit waarin hulle wil staan. Ja. Met 'n onafhanklik moet u dan die ondersteuning het van 50 kiesers wat in daardie wijk is of woon, wat jou nominasie steun. So boonbehalwe die feit dat u ook die nominasievorms moet ingee en so aan en 'n deposito betaal, moet 'n onafhanklike dan ook 50 ondersteuners het wat kiesers is in die wijk waarin hy of sy wil staan. Hoe moet daardie aansoeke van politieke partye en voornemende onafhanklike kandidaate dan ingedien word? Kyk, dis vorms, jy kan, jy weet, soos ek sê, jy kan plaaslik kom met jou vorms na ons toe. Dis 'n vorm waar jy basies invul met jou naam en al jou details. In die geval van die onafhanklike moet daar natuurlik ook aan bewys gelewer word dat daar ten minste 50 kiesers jou benoeming ondersteun, en dan moet jy betaling maak in die bank in self. Ons vat nie kontant nie, jy maak 'n EFT met die deposito om dan te kan staan. Met partye en onafhanklikes kan hulle op ons ONCS, dit is nou ons online candidate nomination system gaan. Jy kan jouself dan daarin aansluit en dan kan jy as party kan jy alles doen op jou eie. Die OVK is nie betrokke met jou lyste nie, dit is nie betrokke met jou kandidaate, totdat jy dit aan ons dan amptelik oorhandig. En dit sal natuurlik gebeur nadat die proklamasie van die verkiesing plaasgevind het.
Wat is die spaardatum, Michael, waarteen daardie benoemings ingedien moet word? Kyk, ons het nog nie. Dit sal natuurlik in die election timetable, sodra die proklamasie aangekondig word, sal die OVK dan wat ons noem 'n election timetable daarstel. En daarin gaan die oopmaak en die toemaak van die kandidaatnominasieproses wees. Michael, baie dankie vir jou tyd. Dit was die OVK se Weskaapse kiesbeampte, Michael Hendriks. Nou die Staatsdienskommissie sê 98% van die regering se onbetaalde fakture van 15,5 miljard rand is afkomstig van provinsiale departemente. Die kommissie waarsku dat die sistemiese versuim om verskaffers binne die voorgeskrewe 30 dae te betaal, klein ondernemings se bestaan bedreig. Die regering se onbetaalde skuld van 15,5 miljard rand oor die 2025-26 geldjaar is die som van meer as 90.800 onbetaalde fakture ouer as 30 dae. Oor dieselfde tydperk is fakture van 10,8 miljard rand laat betaal. Soortgelyk aan die onbetaalde skuld is provinsiale departemente aanspreeklik vir 97% van die laatbetalings. Die Oos-Kaap en Gauteng was die grootste sondaars. Op die nasionale vlak het die departemente van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling die meeste onbetaalde fakture, terwyl openbare werke en infrastruktuur se fakture die hoogste geldwaarde het. Also worrying that there are officials in the supply chain of government who have the audacity to demand percentages of the invoices that these suppliers are submitting. And if they refuse to pay those percentages, then their payments get delayed. Die regering se versuim om skuld binne 30 dae te vereffen is 'n oortreding van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. Die kommissie sê hy gaan in samewerking met die ouditeur-generaal metodes skep om finansiële bestuurders aanspreeklik te hou vir die versuim. Dis maak of breek vir die Protea vroue môre, meer hieroor na die breek. En dis dan al vir vanaand, geniet die res van die week en warm bly. Totsiens. Dis tyd vir weer goeienaand, hartlik welkom vandag. 'n 30% kans vir reën in die sentrale en dan ook die westelike dele van die land. Ons sien dan ook 'n 60% kans vir reën oor groot dele van die Oos-Kaap en dan bewolkte toestande in die noordoostelike dele van die land. Vir môre is daar 'n 60% kans vir reën oor groot dele van Vrystaat. Ons sien ook 'n 80% kans vir reën in dele van die Oos-Kaap, andersins 'n 30% kans vir reën met bewolkte toestande. Ons kyk nou na ons waarskuwings vir môre. Ons sien daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat verwag word langs die Suidweskus en die Ooskus. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige sneeuneerslag wat dan ook verwag word in dele van Vrystaat en ons sien 'n geel vlak 1 waarskuwing vir hewige donderbuie oor groot dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou wat ons maksimum en minimum temperature is in die verskillende provinsies. Ons begin in Gauteng, Johannesburg 7:17, Springs en Bronkhorstspruit albei 'n maksimum van 18. Ons volgende provinsie is Limpopo, baie mooi weer en sonnig in die provinsie met Messina wat 'n maksimum van 31 bereik, Polokwane 5:24 en dan Lephalale 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 25, Mpumalanga, Mashishing 7:19, Carolina minimum van 5 en Imalahleni het 'n minimum van 9. KwaZulu-Natal, ons sien reën word verwag in die provinsie, Vryheid 'n minimum van 9, Pietermaritzburg 'n maksimum van 22 en Kokstad 'n minimum van 4. In die Oos-Kaap baie koud in die provinsie met 'n
80% kans vir reën wat verwag word. Komane 'n minimum van 4 en dan Robert se Boekwet dorp minimum 5 en maksimum 13. In die Wes-Kaap ook reën word verwag in gedeeltes van die provinsie Woester, 'n minimum van 7, Kaapstad 7-12 en Hermanus het 'n minimum van 10. In die Noord-Kaap 'n 30% kans vir reën wat word verwag ook in die provinsie, baie koel hier. Appington 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 11. Ons tweede laaste provinsie is Vrystaat. Vir môre is dit welkom 'n minimum van 6, Botawil 11-14 en dan Bloemfontein 'n minimum van 3. Ten slotte Noordwes, baie koel in die provinsie met Mahikeng wat 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 15 bereik. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.